Hallo vriende en baie welkom by vandag se oordeenking. In ons moderne wêreld word ons voortdurend gebombardeer met die boodskap dat ons meer nodig het, meer geld, meer sukses, meer besittings om gelukkig te wees. Dit skep dikwels 'n gevoel van ontevredenheid wat ons vrede steel. Vandag wil ons kyk na die krag van dankbaarheid as die anker vir ons siel. Ons skrifgedeelte vir vandag is 1 Tessalonisense 5 vers 18 wat soos volg lees: Wees in alles dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Wanneer ons na die historiese konteks van hierdie brief kyk, sien ons dat Paulus aan 'n gemeente geskryf het wat deur vervolging en sosiale druk gegaan het. Hulle was nie in 'n plek van weelde nie, hulle was in 'n plek van beproewing. Wanneer Paulus hulle aanspoor om in alles dankbaar te wees, vra hy nie vir hulle om hulle moeilike omstandighede te ontken nie. Hy vra hulle om hulle fokus te verskuif vanaf wat hulle nie het nie, na wie hulle wel het. In die Griekse teks impliseer dankbaarheid hier nie bloot 'n emosie nie, maar 'n doelbewuste handeling van die wil. Dit is om te erken dat God selfs te midde van tekorte steeds in beheer is. Ons dankbaarheid is nie afhanklik van ons bankrekening of ons omstandighede nie, maar is gewortel in God se karakter. Deur dankbaar te wees vir dit wat jy reeds het, jou lewe, jou geloof, jou gesin of selfs net die asem in jou longe, verskuif jy jou perspektief van 'n tekortmentaliteit na 'n oorvloedsmentaliteit in Christus. Dit demonstreer die feit dat jy werklik glo dat God na jou sal omsien. Onthou, hierdie lewe is 'n toets. Hier is 'n skriftuurlike feit om onsself aan te herinner. Dankbaarheid is nie 'n reaksie op goeie omstandighede nie. Dit is 'n keuse om God se goedheid raak te sien, ongeag die omstandighede. Wanneer ons ophou om na dit te kyk wat vir ons na tekorte lyk en begin tel wat God reeds vir ons gegee het, verander ons hele uitkyk op die lewe. Soos daar in Filippense 4 vers 11 staan, ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, maar ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Dit is 'n les wat die Here wil hê ons almal moet leer. Wanneer ons gesindheid soos die van Paulus is, dan bewys dit dat ons tot geestelike volwassenheid opgroei, wat tot genadeloon aanleiding sal gee. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir vandag en vir die lewe wat U vir ons gee. Vergewe ons asseblief waar ons vasgevang word in ontevredenheid en altyd net meer wil hê. Help ons vandag om te stop en raak te sien hoeveel U reeds in ons lewens gedoen het. Leer ons om die klein seëninge raak te sien wat ons so maklik miskyk. Mag ons harte gevul wees met 'n opregte dankbaarheid wat ander kan sien en wat ons in vrede laat leef, ongeag wat ons omstandighede ook al mag wees. Ons eer U in U groot getrouheid. In die naam van die Here Jesus Christus bid ons dit. Amen.